Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here vanoggend uit Romeine 12, vers 9 tot 21. Ons fokusverse wat ek sal weer herhaal na die tyd, is vers 18 en 21. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën die en moet nie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moet julle nie breek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal hy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek herhaal weer ons fokusverse, dit is vers 18. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En vers 21, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Geliefdes, verlede week het daar iets gebeur wat so 'n bietjie geruk het aan die fondament van die vrede, ons kan sê die skynvrede wat daar in die wêreld is. 'n Gelowige man, Charlie Kirk, is vermoor, en hy is vermoor deur 'n bose mens. En hierdie moordenaar is baie duidelik beïnvloed deur die sondige wêreld en deur verdraaide ideologieë. En ek noem hierdie gebeurtenis nie om daaroor te redekabel nie, of om uitsprake te maak nie. Maar hierdie moord het mense geruk oor die hele wêreld, en dit wat ver weg van ons gebeur, het in vandag se tyd 'n baie groter invloed as wat ons besef. En oomblikke na hierdie plaasgevind het miljoene mense met hulle eie oë gesien hierdie geweldige en gruisame moord op Charlie Kirk. Die rede hoekom ons hierdie noem, is omdat hierdie gebeurtenis ons met 'n implisiete vraag laat. Ons as gelowiges besef goed ons leef in 'n sondige wêreld. En daar is talle wêreldse ideologieë, idees wat in stryd is met ons Christelike leer. Daar is talle voorbeelde daarvan: liberalisme, humanisme, kritiese teorie, marxisme, om net 'n paar te noem. En dit is so omdat die wêreld en omdat die mens se sondige natuur homself in die middelpunt van alles wil plaas. Dit is klomp wêreldse idees en uiteindelik is die owerste van hierdie wêreld die Satan. Maar tog is dit waar ons onsself vind. Ons vind onsself in hierdie sondige wêreld. Ons moet in hierdie sondige wêreld leef en ons moet goed leef. Ons moet 'n lig wees wat deurstraal uit die duisternis. En nou, geliefdes, die vraag waarmee ons en gelowiges oor die hele wêreld gelos is hoe leef ons in vrede met 'n sondige wêreld? Nou, ons sukkel self as gelowiges om in vrede met mekaar te leef. Ons kan maar net verwys na meerdere vergaderings om dit te kan sien.
Ons is ook so besig om die vrede binne die kerk te bewaar, dat ons nie altyd die gevaar van buite die kerk af sien aankom, of sien inkruip selfs nie. Ja, wat doen ons in hierdie wêreld waar dit lyk asof konflik onvermybaar is? In Romeine 12 word hierdie vraag vir ons vanoggend beantwoord. En ons wil 2 vrae beantwoord uit Romeine 12 vers 9 tot 21. Die eerste vraag is: hoe leef ons in vrede met mekaar? Die tweede vraag: hoe leef ons in vrede met die wêreld? En vir ons om hierdie teksgedeelte te kan ontsluit en dit te verstaan, moet ons eers weet hoekom Paulus hierdie gedeelte in die brief gerig het aan die Romeine. Hoekom sê Paulus dit vir die Romeine? Dit lyk asof Paulus klomp dinge hier stel wat nie regtig met mekaar in verband hou nie. Maar Paulus praat hier met die Romeine met hulle omstandighede in gedagte. Hy wil hulle leer hoe om daar in 'n heidense wêreld gehoorsaam en godvreesend te leef. Ons hoor daarom in vers 2 ook van dieselfde hoofstuk dat Paulus sê: en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou, Paulus het gewys dat elke gelowige 'n hernuide gemoedere, of sinne, of verstand ontvang het, en dat hulle daardeur verander moet word om te doen wat goed is, te doen wat die Here se wil is. En nou in ons gedeelte hoor ons wat daardie goed is, die Here se wil is. Hoor wat die wil van God is. Wat Paulus ons ook hier leer is baie prakties, maar dit het alles te doen met wat ons in vers 2 hoor, 'n hernuide verstand, 'n hernuide gemoed. Dit gaan dus ook verder as net die vraag wat ons vanoggend wil vra, hoe ons in vrede moet leef. Hierdie opdragte of aansporings van Paulus wys nie net hoe ons vrede bereik nie, maar dit wys ook hoe ons denke eintlik moet of behoort te wees. Hierdie hernuide sinne het 'n direkte uitwerking op die vrede waarin ons met mekaar en die wêreld leef. Ons het nou gesien waarom Paulus dit geskryf het, maar volgende sien ons ook die begronding van hierdie uitsprake. En dit is in die titel van hierdie gedeelte. As ons die 53 vertaling lees, dan hoor ons daar is 'n titel: liefde, vurigheid, nederigheid en weldadigheid. En in die 2020 vertaling hoor ons die titel van hierdie gedeelte is rigtingwysers vir gelowiges. Dit is nie die titel wat na verwys nie. Hierdie is eintlik maar titels wat die vertalers bygevoeg het. Ja, Romeine 9 vers 12 vers 9 tot 21 is uniek daarin dat hy sy eie titel reeds ingebou het. Die titel is die ongeveinsde geloof. En dit is die heel eerste sin in ons teksgedeelte. Ons hoor dan nie noodwendige uitlegging van ongeveinsde liefde nie. Die titel is ongeveinsde liefde. Ons hoor nie noodwendige uitlegging daarvan nie. Maar Paulus wys ons eintlik wat die motief is van hierdie gedeelte, van alles wat hy sê. Hy sê dit baie eenvoudig, baie duidelik. Dit is so gestel dat dit 'n stelling is, maar ook 'n oproep is. Laat julle liefde rein wees. Laat julle liefde soos God se wees. Die liefde wat hierna verwys word is agape, 'n selfopofferende liefde, soos Christus, sy liefde. Liefde wat jouself verneder, soos dit Christus homself verneder het deur mens te word en homself verder verneder het deur vir 'n klomp sondaars wat dit nie verdien nie te sterf, sou hulle ook nou ongeveinsde liefde kan hê. En net soos dat hierdie titel die onderliggende motief is van die hele teksgedeelte, moet die ongeveinsde liefde ook ons onderliggende motief wees vir ons soeke na vrede met mekaar en die wêreld. Indien ons ook enigiets in die geloof doen, moet dit wees omdat ons lief is vir God en daarom ook ons naaste lief het, soos wat die grootste gebod ook vereis.
Ja, selfs in ons soeke na vrede moet dit so wees. Ons moet allereers die vrede en 'n skoon gewete met God soek, voordat ons met vrede met mekaar kan soek. En daarom kan ons ook nou by die uiteindelike vraag uitkom. Hoe moet ons in vrede met mekaar leef? Eerstens kan ons sommer besef dat daar 2 tipes vrede is. In Filippense 4 hoor ons van die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede is iets onverdiend wat ons ontvang vanuit Christus. Christus herstel die vrede tussen ons en God, dat ons weer saam kan leef. En ons as gelowiges lewe reeds in daardie vrede. En hierdie vrede is iets wat ons verstand te bowe gaan, so dit is moeilik om dit te definieer, maar dit het alles te doen met ons herstelde posisie in ons verhouding tot God, soos wat het oorspronklik moes gewees het. Ja, ons lewe nou vervulde lewens, en daarom is daar vrede. Daar is reeds vrede daar. Want daar is ook dan die ander tipe vrede, die vrede tussen mense. Dit is die afwesigheid van konflik. En ons word aangespoor, baie in die woord van die Here, om hierdie vrede te soek, veral tussen gelowiges. En die vrede wat ons met gelowiges het, begin en is vanuit die vrede wat ons met God het, en ons liefde vir hom. Ja, dit is die basiese vereiste van hoe ons vrede met mekaar, in vrede met mekaar moet leef. Dit is die titel, die ongeveinsde liefde. Verder brei Paulus nog ons baie prakties uit hoe om saam met mekaar te leef. Ons hoor dat hierdie vrede en liefde in vers 9 nie verdraagsaamheid is. Vrede kom nie as ons sonde goedkeur nie. En daar in dieselfde vers hoor ons ongeveinsde liefde verafskie wat sleg is en hang die goeie aan. Ja, dit is liefde. En hierdie liefde is nie rigtingloos nie. Dit beweeg na wat goed is en beweeg weg van wat sleg is. Ons kan nie iets in liefde doen as dit 'n sonde is nie, en net so kan 'n daad in gehoorsaamheid tot God nie liefdeloos wees nie. Ja, ons moet eerstens met opregte liefde met mekaar saamleef. Dan sien ons verder in vers 10 dat ons aan mekaar die nodige eer moet betoon. Indien iemand iets goeds doen onder ons, moet mense nie jaloers wees of wil afbreek daaraan nie. Ons moet mekaar ophef, want in Christus is ons broers en susters. Ons hoor dan ook, ons moet nie lui wees nie. Ons moet die Here met ywer dien en ons moet aangevuur word deur die Heilige Gees. Ons moet daardie brandende begeerte om diensbaar te wees in die kerk van die Here ook nie uitblus nie, maar aanwakker, aanblaas. En omdat ons as gelowiges ook baie bedruk sal word, moet ons aanhou ons verbly in die hoop, die vaste hoop, die beloftes van God. En ons moet nooit ophou om te bid nie. Baie praktiese raad wat Paulus hier gee. Ons moet mekaar versorg en mekaar met gasvryheid ontvang. En Paulus stel hier gasvryheid so sterk dat hy nie net sê wanneer iemand ontvang moet jy gasvry wees nie. Hy sê ons moet geleenthede soek om gasvry te kan wees. So ook geliefdes, wanneer ons onder mekaar is, moet ons saam met mekaar bly wees. Ons moet saam met mekaar hartseer is van iemand hartseer is. En wat ons laastens hoor van hoe ons as gelowiges saam in vrede moet leef, is dat ons eensgesind moet wees. Ons moet nie trots wees nie, en ons moet ook nie op ons eie wysheid staat maak. Maar waar Paulus sê ons moet eensgesind wees, beteken dit nie noodwendig dat ons almal presies dieselfde opinies moet hê en dieselfde oor alles moet dink nie. Ons moet eensgesind wees deurdat ons denke gegrond moet wees in ons liefde vir God. Ja, die begronding van al ons uitsprake, van al ons opinies moet altyd wees onder die gesag van die woord van God. En dit moet lei tot die Here se verheerliking. Ja, Paulus besef baie goed en hy maak dit duidelik. Die grootste vyand van vrede is arrogansie en trots.
Nou, dit is baie praktiese raad. Maar tog is dit alles diep gewortel in die liefde tot God. En die vrede waarin ons as gelowiges met mekaar saamleef, het alles te maak met die vrede wat ons eerstens met God het en van hom ontvang. Maar nou, geliefdes, kom ons by 'n baie moeiliker vraag. Hoe leef ons in vrede met die wêreld? Nou, die opdrag wat ons daar ontvang, is nie 'n maklike een. Paulus sê in vers 14, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. En dit kom uit Jesus se eie mond uit. In Lukas 6 vers 27 en 28 hoor ons waar Christus sê, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan diegene wat julle haat, seën die mense wat julle vervloek, bid vir diegene wat julle sleg behandel. Ja, dit is nie net dat die Here wil hê ons moet ons mense wat in ons vyandig is, mooi moet hanteer nie, en dat ons maar in ons koppe hulle mag verwyk nie. Die Here verwag dat ons moet begeer dat ons vervolgers geseën is en geseën word. Ja, hierdie gedagte in sy tyd ook en vandag nog is baie ongewoon vir die wêreld. Dis 'n Grieke sou sê dit is 'n buitensporige stelling. Hulle Jode en die Grieke het gedink dit is dwaasheid om te dink dat dit by die vyande moet goed gaan, dat hulle geseën moet word. Maar tog is dit wat hier vereis word. Ons moet begeer dat die wat ons vervolg geseën word. Paulus brei ook dan verder hierdie gedagte uit waar hy sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink dit wat goed is vir alle mense. Ons moet nog boonop die seën wat ons moet bid vir ons vyande, moet ons goedheid aan hulle bewys. Ons moet aan hulle goeie dade bewys, ons moet dit doen. En hierdie gesindheid gaan so diep teen die grein van die sondige mens, dat ons as mens nie kan dink aan enigiets moeiliker om te doen, as om die te seën wat ons vervolg, en aan die wat ons kwaad doen, goed te doen. Is dit nie swak om dit te doen nie? Is dit ook nie dwaas om dit so te doen nie? En wat nog verbasend vir ons is dat die Here deur en deur sê dat hy sal die bose werke vergeld, en hy haat die sondaar, en hy haat die sonde. Hy gaan die bose werke wreek. So waarom kan ons nie? En as ons mooi daaroor gaan dink, dan is dit die gesindheid wat vir ons hier vereis word, presies dieselfde gesindheid wat ons Here Jesus Christus teenoor ons bewys het. Hy die waarlik God is verneder, hy is gekruisig, hy het gesterwe, sodat ons, die sy vyande was, geseën mag word. Ja, ons verdien die toorn van die Here oor ons sondes net soveel soos wat ons vyande sin. En daarom, hoor ons, as dit moontlik is, sover dit van ons afhang, moet ons in vrede met alle mense leef, sodat ons 'n seën vir hulle kan wees. Ons moet 'n seën wees, selfs vir die ongelowiges in ons samelewing, soos wat ons ook nou in vrede met hulle leef. Maar, die vrede is nie altyd moontlik nie. Paulus stel dit baie duidelik. Hy sê, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Ja, om in vrede te leef word tweemaal gekwalifiseer. Ons kan nie altyd vrede hê met alle mense nie. En dit kom vinnig tot op daardie punt. Veral wanneer mens forceer word om jou geloof te komprimeer. En dit kan vinnig daar kom. Die wêreld haat God, en daarom haat hy ook die kinders van God. Maar selfs al kom dit op daardie punt, verander dit nie ewe skielik die manier hoe gelowiges met die wêreld moet omgaan nie. Ja, ons kan nie ontevredenheid gebruik as 'n verskoning om te sondig teen die sondige mense. Ja, mens moet aanhou goed doen. Aanhou om die goeie aan alle mense te bewys. En sou ons daarvoor vervolg word, al te meer. Ons moet nie
aan ons gesindheid teenoor ons vyande en teenoor die vyande van God dink as 'n swakheid nie. Dit is nie 'n swakheid nie. Dit is juis hierdie volharding in wat reg is, wat die meeste inspanning en krag van ons verg. Dit is daar waar ons krag van ons God nodig het. En dit is ook nie ons wat passief is in 'n stryd wanneer ons so leef nie. Dit is ons wat juis aktief stry met die wapens wat die Here vir ons gee, sy woord. Die Here gebruik juis ons goeie dade. Hy gebruik ons ongeveinsde liefde as instrumente in sy stryd teen die bose. Nou, ons moet nie dink dat wanneer ons nie die ongeregtigheid van mense vergeld, dat ons niks doen. Want aan die Here kom die wraak toe. En wanneer hy uiteindelik vergeld, doen hy dit perfek. Hy doen dit regverdig. Wanneer mense vergeld, doen hulle dit onbehoorlik. Ons moet daarom aanhou doen, om te doen wat goed is. Soos Paulus sê, as jou vyand honger het, gee hom iets om te eet. En as hy dors is, gee hom iets om te drink. As ons dit doen, maak ons ons vyande rooi met skaamte. Dit sal of hulle harte verhard, en hulle sal in hulle bose werke en weer versterk word, of dit sal deur die werking van die Gees 'n opregte berou in hulle werk. Maar wat ook al die uitkoms is wanneer ons doen wat goed en reg is dit die Here se wil. En ons kan tevrede wees daarmee. In die laaste vers word eintlik hierdie hele gedeelte vir ons mooi saamgevat. Nie net hoe ons met die wêreld moet saamleef nie, maar hoe ons ook met mekaar moet saamleef. Ons moet ons nie laat deur die kwaad of deur die bose oorwin word nie. Wanneer ons kwaad met kwaad vergeld, wanneer ons iemand moet terugkry, dan oorwin die bose. Ja, want dan word ons oorwin. En wat ons moet doen is, ons moet die bose oorwin. Ons moet die kwaad oorwin deur die goeie. Ek sluit af, geliefdes. Ja, vrede is nie 'n gegewe in hierdie wêreld nie. En een van ons aardsvyande, saam met die Satan en ons eie sondige natuur, is die wêreld. En ons vind daarom ons elke dag omring met ons vyande. Ons lewe elke dag in 'n stryd. Maar ons is nie slagoffers nie. Ons is nooit slagoffers nie. Want Christus is koning en hy is koning oor die hele wêreld. Hy het reeds oorwin en daarom leef ons in vrede. Ja, die Here sal nog die volheid van die vrede oor die aarde herstel op die gepaste tyd. En dit gaan nie 'n skynvrede wees soos die vrede waarin mense vandag dalk met mekaar in ongeloof leef nie. Die vrede wat herstel sal word, is 'n perfekte vrede. Dit is die vrede in Christus. Amen.